Kom ons word nou stil voor die Here. Met die votum verklaar ons openlik ons afhanklikheid van en ons gerigtheid op God. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, die Here wat trou bly tot in ewigheid en die Here wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing Psalm 84 tot die Here se lof. Psalm 84, die 3de en die 4de verse. Hulle sal van krag tot krag steeds gaan, totdat hul voet in Sion staan, en daar's geen een wat daar nie sal verskyn nie. Die 3de en die 4de verse van Psalm 84, en daarna bely ons geloof saam. Die 12 artikels is 'n samevatting van die geloof waarin ons nie twyfel nie. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die Here het sy wet vir ons gegee in Eksodus 20 as die standaard van ons lewe, maar ook die standaard waarvoor ons voor God eendag sal moet staan.
Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak, en op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod is, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan laastens, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord nou in die Here se wet, deur saam te sing uit Psalm 24. Psalm 24, die 3de en die 4de vers. Geregtigheid daal op hom neer, en 'n seën verkry hy van die Heer, wat stil hom volg op al sy skrede. En dit is die ware Israel, die volk wat vra na godsbestel en wat hom soek in hul gebede. Die 3de en die 4de verse, Psalm 24, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons bid dat U
die Gees in ons harte sal werk en dat ons vandag hier die ware Israel sal verteenwoordig. U volk wat vra na u bestel. U volk wat u soek in hul gebede. Ons bid dat ons die ware Israel sal verteenwoordig wat opkyk na ons Here Jesus Christus, die ere koning, soos ons sopas gesing het. Die vors, die een wat majestueus aan u regterhand staan en wat hierdie wêreld regeer. Ons bid dat ons sal opkyk na hom. Dat ons die dinge sal bedink wat daarbo is en nie wat hier op aarde is nie. Dat ons nie sal vasgevang wees in ons omstandighede hier en die dinge wat die wêreld aan ons voorhou nie, maar dat ons harte sal rig op die Here Jesus Christus. Mag sy Gees kragtig in ons getuig waar ons sy woord oopmaak. Mag sy Gees kragtig in ons getuig om ons te oortuig dat hierdie woorde wat ons lees, dat dit die waarheid is. En dat dit nie geskryf is te vergeefs nie, maar dat dit gerig is op ons hier vandag onder ons omstandighede. En mag ons daardeur bemoedig word. Ons vra Hemelse Vader ook dat U sal wees en dat U Seun sal wees en dat die Heilige Gees sal wees oral daar waar hierdie woord vandag verkondig word, die wêreld oor. Dat U die predikers wat die woord bring in gees en waarheid ten spyte van hulle onbekwaamheid, dat U hulle lippe sal seën. Dat daardie kool wat van die altaar af gekom het, dat dit hulle bekwaam sal maak om hierdie woord te bring. Ons bid dat dit 'n woord sal wees vol genade en versoening, vol genade en liefde. En ons dank U by voorbaat daarvoor. Want U wat deur U Seun Jesus Christus die volkome verlossing vir ons teweeggebring het, U is ook die een wat ons as die Vader van alle vertroosting ook vandag vertroos. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons is weer terug by die boek Openbaring en ons kyk vandag na die 6de brief. Die 6de brief aan die 7 gemeentes in Klein-Asië. Maar ons begin ook weer by die eerste hoofstuk, die 9de vers, net om die agtergrond te skets van wie hier aan die woord is. Hoofstuk 1 vers 9, Johannes, ek Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n basuin, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit aan die 7 gemeentes wat in Asië is. Na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien,
val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes. En die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. En dan blaai ons na hoofstuk 3, daar waar ons die brief vind aan die gemeente in Philadelphia, hoofstuk 3, vers 7. En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe naam. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Dit is die woord van God, en ons lees tot sover daaruit. Ons sing nou weer saam, en hierdie keer Psalm 46. Psalm 46, weer die 3de en die 4de vers. Kom nader en bemerk en aanskou die Here se werk, hoe hy die wêreld rig, hoe alles voor hom soog en in ontsetting weg moet wyk. Verse 3 en 4 van Psalm 46.
Openbaring 3 vers 8. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Broers en susters, die pos uit Patmos bevat baie verrassings. En hierdie brief aan die gemeente in Philadelphia is geen uitsondering nie. Miskien is dit vandag ook vir ons hier 'n verrassing. Ons het gelees tot dusver dat daar gemeentes was wat moedig teen dwaalleringe gestry het, net om per brief te hoor dat hulle eerste liefde verlaat het. Ander weer het 'n naam gehad en was deur almal gesien en het erkenning ontvang vir talle gemeentelike aksies net om te hoor dat hulle dood was. Nou wat hou die possak in vir die gemeente hier in Philadelphia? Dat ons dan nou vanoggend saam met daardie gemeente ons plek in die kerkbanke inneem en saam met hulle die Here se brief oopmaak, hierdie gemeente met min krag. En as ons ore het, laat ons hoor wat die Gees vir ons te sê het, nie net aan hulle nie, maar ook aan al die ander gemeentes tot vandag toe. Nou net ter agtergrond, geskiedskrywers beskryf die stad Philadelphia as 'n plek wat feitelik aanhoudend deur aardbewings geskit was. Geboue het voortdurend gekraak, soveel so dat baie van die inwoners bang was om binneshuis te bly. As die aarde begin skud, dan skarrel die mense die vlaktes in. Trouwens, baie mense het permanent buite die stad gewoon. Onsekerheid was deel van Philadelphia se daaglikse lewe. Nou van Philadelphia se gemeente weet ons nie baie nie, behalwe dat hulle min krag gehad het. En dat hulle ten spyte daarvan die Here se woord bewaar het en sy naam nie verloon het nie. En nou lees ons dat die Here vir hulle 'n deur oopgesluit het. Die min krag wat hulle gehad het, het daarin opgegaan om die oorgelewerde evangelie woord, om dit ernstig op te neem. En die naam wat daarmee gepaard saamgaan, die naam van ons Here Jesus Christus, om dit in ere te hou. Ten spyte van teestand, ten spyte van minagting, selfs veragting van die samelewing in Philadelphia, het hulle hierdie Bybel herken vir wat dit is, dis die woord van God. En die naam waaroor dit alles gaan, daardie naam het hulle bly koester in hulle harte, daardie naam het hulle bly bely. Nou ons praat oor die samelewing van hierdie stad, maar eintlik meer spesifiek die sinagoge, die bymekaar kom plek van die Satan. Dis die Jode wat eintlik nie Jode is nie. Godsdienstige mense, maar wat eintlik goddeloos is, soos die apostel Paulus op 'n stadium aan Timoteus skryf, dis die mense wat die gedaante het van godsaligheid, maar die krag daarvan verloon het. Paulus het vroeër in sy brief aan die Romeine geskryf, jy is nie 'n ware Jood bloot omdat jy in die openbaar as Jood bekend staan nie, of omdat jy uitwendig besny is nie. Inteendeel sê hy, die ware Jood is die een wat dit hier in sy binneste is. Die ware besnydenis is nie die een wat aan jou liggaam verrig word nie, nee, dis die besnydenis van jou hart, wat deur die Gees van God verrig word. En so 'n persoon ontvang lof, nie van mense nie, maar van God. Die valse Jode is diegene wat die skrifte ken, mense wat die woord het, maar die verlosser wat daarin verkondig word, misken hulle. Hulle verloon hom, of hulle vervang hom, of hulle verraai hom, of hulle verplaas hom. Hulle verplaas byvoorbeeld die ware sleuteldraer met 'n paus, en hulle ken aan hom die sleutels van die koninkryk toe. Dis die Rooms-Katolieke Kerk.
Of hulle vervang Christus se wet met 'n akte van menseregte, soos baie Afrikaanse kerke al gedoen het. Of hulle ontken dat ons verlosser ooit uit die dood uit opgestaan het, maar hulle dra nog die naam van gereformeerd. Of hulle maak soos die Jode in Smyrna wat die Bybel lees, maar eenvoudig weier om te glo dat God homself deur sy seun aan ons bekend gemaak het. En moenie 'n fout maak, die geliefdes, hierdie valse Jode kan nogal nydig wees. Nydig en vervolgsugtig. En hulle dikwels die mag van die staat of die mag van die media aan hulle kant of beide. Onder sulke omstandighede en in alle opregtheid begin die ware gelowiges hulle erediens met die woorde: ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Die ware beleiers, die ware gemeente het hulp nodig. Hulle het min krag, soos ons ook in die brief van Smyrna gelees het, is hulle waarskynlik ook arm. Min krag, min geld, min lidmate, min invloed. Hulle sukkel en daar word op hulle neergesien. Agterlike mense, oorblyfsels uit 'n prehistoriese tyd, versteen in hulle geloof, of soos daar eenmaal vir my gesê is, probeer hulle met 'n ossewa op die snelweg ry. Nou dan moet ons weet, geliefdes, daar is ook die neersien van God. Mense sien neer op mekaar, maar God, hy kyk neer op alles en almal. In 2 Kronieke 16 lees ons: die Here se oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Die heilige, die waaragtige sien die gemeentetjie raak en hy is die ware sleuteldraer van die hemelse koninkryk. En toe hy met sy hemelvaart by die stad van God opgedaag het die deure vir hom oopgegaan. So het ons mos gesing. Verhoog o poorte nou die boog, reis ewige deure omhoog, want hy klop aan, die erekoning. Hy het by wyse van Spreuke reeds die vryheid van die stad ontvang. Maar meer is dit, hy bepaal nou wie inkom by daai deure of wie nie inkom nie. En nou gee hy erkenning aan die gemeente met min krag, die gemeente met min lidmate, maar wat getrou die eredienste onderhou het. Die enkeles wat vasgehou het aan wat hulle het, en elke keer as daar 'n Bybelstudie was hulle daar. Die ouderlinge wat met min brandstof verpaaie gery het en gereeld huisbesoek gedoen het, en hulle het die Here se woord bewaar. Die susters wat in liefde teenoor mekaar en die gemeente uitgereik het en met ouer wordende hande soms laat in die aand 'n koeksuster gebak het, of as 'n liefdesdiens iets in die oond gehad het, om miskien 'n fondsie daarmee te genereer, sodat die gemeente se deure kan oop bly. Hierdie gemeente moet weet dat die deur na die huis van God reeds vir hulle oopgesluit is. En die Here Jesus herhaal dit inderwaarheid, dit wat hy reeds in Lukas 12 gesê het. Hy sê, moenie vrees nie, klein kiddetjie, want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Om konings en priesters in die hemelse koninkryk te wees, elkeen met sy eie oorwinnaarskroon. Ja, dit is 'n stryd om daardie kroon te behou, en daarom word ons ook in hierdie brief opgeroep tot woordbewaring, tot standvastigheid, opgeroep om vas te hou. En die apostel Paulus het self erken dat dit nie maklik was nie. Aan die einde van sy lewe skryf hy aan Timoteus, ek het die goeie stryd gestry en ek het die wedloop voleindig en ek het die geloof behou. En verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter,
my in die dag sal gee. Ons skrifgedeelte praat van 'n uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom. Hierdie sondige wêreld, soos ons weet, staan onder God se oordeel. Ons weet dat die hele Bybel is vol daarvan. 'n Groot uur van beproewing kom, maar so is daar intussen reeds ook baie ure van beproewing. Die getroue gemeentes sal daardeur bewaar word, maar hulle gaan nie alles vryspring nie. In Lukas 21 waarsku ons Here, wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie skrik nie. Want die dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie. Die een nasie sal teen die ander nasie opstaan, die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en daar sal pestsiektes wees, en groot aardbewings op verskillende plekke. Maar vir die ware gelowiges hier op aarde is daar ook 'n spesiale beproewing, en ons lees daarvan in Openbaring 12. Hoe die Satan, die draak, die kerk in hierdie tyd vervolg. En hy doen dit deur strome water, strome riviere vol water, wat agter die getroue gemeentes uitgegooi word om hulle weg te voer. Dis soos dit daar staan. En die waters is die agendas van ons tyd. Misleidings, dwalinge, verleidinge, die soetbeloftes van die owerste van hierdie wêreld. Valse geregtigheid, 'n Christuslose hoop, so kan ons aangaan, strome en strome vol riviere in vloed. Maar ook hier sal die Here ons bewaar, klein kuddetjie met die min krag. Waar sal ons hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie, en die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af, tot in ewigheid. Staan daarom vas, geliefdes, moenie bevrees raak nie. Al sleur die stroom hoe sterk, al styg die water hoe hoog, hou vas wat jy het. En met daardie kroon wat jy het, is jy meer as 'n oorwinnaar. So lees ons in die brief aan die Romeine. 'n Super oorwinnaar, soos dit daar staan. Want as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Die sinagoge van Satan, die valse kerk, die media, die owerhede, wie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Wie sal ons skei van die liefde van die heilige en die waaragtige, die sleuteldraer wat reeds vir ons oopgesluit het? En die wat weet dat hulle min krag het, maar nogtans vashou, sal inderdaad van krag tot krag steeds gaan. Dis hoe ons in Psalm 84 gesing het, van krag tot krag steeds gaan, totdat hul voet in Sion staan. Geen een wat daar nie sal verskyn nie. Wie oorwin, sê die Here Jesus, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. Ons kyk na die Here se tempel, en die volk kom in om daar te aanbid in die ou tyd. En die voorhowe is vol kinders wat daar speel, en daar die dak van die tempel verleen gasvryheid aan die voëls wat daar nes gemaak het. Maar dis alles egter net tydelike verbygaande, want wanneer die winter kom, dan verlaat die voëls hulle nes en hulle gaan soek warmte in ander lande. En van die kinders as hulle huis toe gaan, van hulle bly net die weerklank van hulle gelag oor. En die voorhowe is dan verlate. En die ander tempelgangers, hulle laat slegs die gloed van hulle gebede na, wanneer die eise van die lewe hulle weer terugroep. In ander gemeentes is daar weer net 'n paar Bybels op die rakkies en 'n skaapvelletjie op die bank tot volgende keer. Maar so is dit nie met die pilaar nie. Die pilaar binne in die tempel, hy sal daar nooit weer uitgaan nie.
Die pilaar is deel van die wese van die tempel, onlosmaaklik. Hy kan die tempel nie verlaat nie. In Psalm 27 hoor ons die versigtiging van Dawid, wanneer hy sê, een ding het ek van die Here begeer. Een ding, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe in die huis van die Here mag woon, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. En nou kan die aardbewings maar kom. Wanneer die aardbewings deur Philadelphia trill, dan sal die pilare van die heidentempels meegee, soos die geboue van die Wêreldhandelsentrum in 2002 in New York meegegee het. En die sinagoges van Satan sal in mekaar tuimel, maar die pilare in die huis van God sal bly staan. God se minkrag mense wat vasgehou het, mense wat vasgestaan het, hulle sal bly vasstaan wanneer die ure van beproewing oor hierdie wêreld kom. En die minagter sal dit moet erken. En die neersiener sal sprakeloos gelaat word, wanneer die wat eerste is, dan laaste is, en die wat laaste is, eerste. Die Here berei mos die tafel voor ons aangesig teenoor ons teestanders. Is dit nie so nie? 'n Laaste woord uit die brief uit Patmos. Die gemeente ontvang nie net ewige toegang nie, maar elke pilaar het die naam van sy verlosser daarop gegraveer. 'n Nuwe naam, die naam van die nuwe Jerusalem, die naam van ons verlosser, wat ons nie in staat is om nou te beskrywe nie. Wat die oog nie gesien het nie, en wat die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, maar wat God berei het vir die wat hom lief het. Wie 'n oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Amen. Kom, laat ons dank. Onse genadige God en hemelse Vader, ons dankie vir hierdie woord. Ons dankie vir hierdie woord van bemoediging. Ons dankie vir hierdie blik op die ewigheid. Ons dankie dat U ons nie in die duister gelaat het nie, maar dat U vir ons nie net hierdie woord gegee het nie, maar die woorde in die res van die Heilige Skrif en bovenal die Here Jesus Christus, wat hierdie woord vir ons bring, ook so getrou soos altyd. Ons dankie vir sy innige deernis wat hy vir sy gemeentes voel en elke een van sy lidmate. Ons dankie dat hy in sy wonderlike voorsienigheid sorg dat daar 7000 is wat nie die knie voor Baal buig nie. Laat dan maar buig en beef al wat ons hier omgeef. Ons sal nie beef of rugwaarts gaan nie. Ons hemelse Vader, genadige God, dan bid ons in besonder vir al die gemeentes wat in vertwyfeling is. In vertwyfeling is oor waar hulle staan en wat die toekoms inhou. En dat hierdie woorde ook hulle sal vertroos. In die naam van ons Verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte Psalm 118. Psalm 118 en ons sing daarvan die 9de en die 10de vers. Daar sal ek Heer met dankgebede U groot maak op die dag van fees, want U was in my angsverlede vir my tot hulp en heil gewees. Psalm 118 verse 9 en 10. Oh
ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.